Hallo almal, dis Juffrou Cecilia. Vandag gesels ons oor woordsomme met plus. Ja, en 'n ander woord vir plus is dis reg, optel. Woordeskat wat vir jou leidrade gee. By die regmerkies staan daar woorde. Kom ons lees dit saam. Eerste merk, maak meer. Dan altesaam, sit by, meer as, tel op, bymekaar, totaal en som van. En al die woorde beteken, dis reg, jy moet plus en optel. Dis waar. En in die venster staan ek natuurlik met 'n pot plant met die mooiste blomme en gesiggies. Want weet julle wat? Daar op die muur staan die som van al jou glimlaggies is vriendelikheid. Die som van al jou geduld teenoor ander mense is geduldigheid. Die som van al jou hulp en om die huis is sagmoedigheid. Probleemoplossings, probleemsomme, woordsomme en storiesomme. Joe, dis baie interessante woorde. Daar staan iets geskryf. Ja, wag, kom ons lees. Hierdie woorde beteken alles dieselfde. Dit is somme wat in woorde gesit is. Hulle wil jou toets, hulle wil jou toets om te kyk of jy die leidrade kan soek en die antwoorde kan uitwerk. Dit is eintlik net somme wat in stories gebruik word. En jy moet nou self gaan leidrade soek om by die antwoord uit te kom. Nou verstaan ek ook. En as ek nou na daai 4 woorde kyk, die eerste woord, ek sien eintlik 2 woorde daarin. Ek sien die woord probleem. Ja, dis reg, en ek sien ook vir oplossing. So as die mense by mekaar sit, is dit 'n probleem en 'n oplossing. Probleemoplossings. So dis waar die woord vandaan kom. En die tweede woord sê iets van probleem en som. Nou wat sê meervoud van som? Somme. Probleemsomme. Dis somme wat probleme het en ek moet dit uitwerk. Ek verstaan. En nou woordsomme. Die woord kom weer daarin. En somme. So dis somme, maar hulle vra eintlik dit vir jou in woorde. En natuurlik die laaste een, is storiesomme. So ek vertel vir jou 'n storie en in my storie is daar 'n som. 'n Skatkis vol fantastiese woorde. Ja, ek wonder of julle die 3 wit woorde kan sien. Onthou, moenie oorhaastig wees nie. Uitroepteken. Dis baie belangrik. Lees 3 keer, dink 2 keer, skryf 1 keer. Double check jou antwoord. Nommer 1. Wat is die som van? Wat beteken som van alweer? Dis reg, dit laat ons aan optel dink, want juffrou het vir julle net nou gesê, as jy glimlag en jou maatjies glimlag saam met jou, is dit net meer en meer en meer en dan is jy baie vriendelik. So, wat is die som van 32 en 46? Die eerste metode waarna ons gaan kyk. Daar is meer as een metode wat jy kan gebruik. Soos ek net nou gesê het, ek gaan vir julle 3 wys. Besluit dan self watter metode jy verkies. Of dit wat julle in julle skool doen, of by die huis doen, of saam met jou oom of tannie, ouma, oupa, pappa, mamma, enige iemand in die familie. Of miskien het jy dalk by jou tutor. So, kom ons kyk. Wat is die som van 32 plus 46? Dit was die vraag. Maar weet julle wat? Nou moet jy dit in getalle skryf. En dit is hoekom 'n mens dit 'n getalle sin noem. Dit is nou daar waar staan 32 plus 46 is gelyk aan 'n vorm. Kan julle herken wat se vorm dit is? Ja, dit het 4 hoeke.
So ons noem dit 'n vierhoek, maar ons gaan dit sommer blokkie noem. Ons gee sy naam blokkie. Nou, 32 plus 46 is gelyk aan blokkie, want in blokkie se plek gaan ons eintlik sê wat die antwoord is. En julle weet nou al som van beteken plus. So wat het hulle hier gedoen? Hulle het dieselfde gedoen. Hulle het ook 'n getallesin geskryf. Met ander woorde 'n sin geskryf wat uit getalle bestaan. So 32 plus 46 is gelyk aan, kan julle daai ene se naam onthou? Ja, blokkie. En omdat jy 'n getallesin skryf, kry jy 'n regmerkie. Hier het hulle weer op 'n ander metode gegaan en hulle die ene en die 10e langs mekaar geskryf. Die ene is heel aan die regterkant en dan begin ons opskuif na die 10e en na die linkerkant toe gaan die honderde kom en so aan en so aan en so aan. Maar ons sê altyd die ene is die ou klein babatjies. En ja, in 'n huis moet 'n baba altyd eers kos kry. So hier gaan ons weer met die ene eers begin. So kom ons sê 2 plus 6 is gelyk aan, dis reg, dis 8. Maar o, Griet, lyk my hulle wil hê ons moet bietjie speurwerk doen. Want 2 en, wat hoor julle? 30. Maar daar staan nou net 'n 3. Hulle weet al ons weet die waarde van daai 3 is natuurlik 30. En sy plekwaarde, dis die plek waar hy woon, is in die 10e se huis. O, nou verstaan ek. So die 4 is eintlik 'n 40. Ja, so sy plekwaarde is die 10e huis. So die waarde van 4 is 40. So 30 plus 40 is gelyk aan 70. Dis fantasties. Nou sê jy, die antwoord is 78. En 'n bietjie geskiedenis van die metode. Weet julle wat? Toe oupa en ouma en mamma en pappa op skool was, het hulle hierdie metode gebruik. En daar het hulle 32 gevat en hom herbenoem. Nou herbenoem is ons haal dit uit mekaar uit. En die volgende stap, ek dink jy moet nou self 'n bietjie hier gaan kyk. Ek gaan vir julle 'n leidraad gee. Kyk mooi. Kyk na die 10e. So, werk homself uit en kyk of jy kan verstaan wat hulle in hierdie som doen. Probleemoplossing. Daar's 2 woorde, probleem en oplossing. Ek sien dit, ja. Hulle gee vir ons 'n probleem en ons moet dit oplos. So, 'n hoenderboer het 53 henne en 26 hane. Hoeveel hoenders het hy altesaam? Nou die leidraad. O ja, daar's ek weer met die vergrootglas. Ja, lees 3 keer, dink 2 keer, skryf 1 keer. OK, kom ons lees dit gou weer 'n tweede keer. 'n Hoenderboer het 53 henne, 26 hane. Hoeveel hoenders het hy altesaam? OK, so waaroor gaan die som? Dit gaan oor 'n hoenderboer. Somme net vir 'n bietjie ontspanning het ek vir julle 'n kopkrapper gegee. Ek wonder hoeveel eetgoed is op die houtbord. Storiesomme. Die 2 woorde is storie en somme. Ek vertel 'n storie, in die storie is daar 'n som en dan moet jy dit gaan uitwerk. Ouma Babs het 75 skape en 23 bokke. Hoeveel diere het sy in totaal? Die volgende 2 storiesomme gaan ek los dat julle dit self doen. Ek kan dit gou vir julle deurlees, maar asseblief lees dit self ook weer 2 keer, sodat jy in totaal elke storiesom 3 keer gelees het. Daar ry 51 motors en 59 motorfietsse deur 'n tolhek per dag. Hoeveel voertuie het in totaal deur die tolhek gery? Die laaste een.
Pappa moes 83 spykers gaan koop, maar hy het besef, dit is te min, en moes nog 77 spykers gaan koop. As jy en pappa al die spykers bymekaar moet tel, hoeveel spykers kry julle altesaam? Nou wil ek vir julle 'n groot geheim vertel. As jy nog 'n ekstra punt wil hê, dan moet jy altyd onthou, daar waar hulle praat oor ouma Babs, was die vraag gewees, hoeveel diere het sy in totaal? So jy kan nie net vir my 'n antwoord gee nie. Ek wil graag weet, ja, nie skape nie, nie bokke nie, die woord diere. Want skape en bokke is mos diere. So jou antwoord, na jou antwoord, skryf jy diere. Toe vra hulle hier by die motors en die motorfietsse. Nou, wat is motors en motorfietsse? Die versamelnaam is natuurlik voertuie. Ja, en nou moet jy skryf voertuie. Die laaste ene, natuurlik praat hulle oor. Ek dink kom ons gaan kyk net na die vraagie. Die vraagie is, hoeveel spykers kry julle altesaam? Ek wonder wat is die woord wat daar belangrik is om te skryf vir 'n ekstra punt. Hier volg die laaste 4 woordsomme. En hier gaan ek net vinnig vir julle deurlees. En ek hoop julle onthou al die raad en die skatkiswoorde. Tel 73 ml en 27 ml bymekaar. Wat is 65 ml plus 35 ml? Ek het 32 albasters en kry nog 30. Die laaste ene. 'n 10 meer as 90 is, dink 'n bietjie. Kom ons kyk gou weer. Daar by my boek, net bokant hom staan 'n blou woord. Hersiening. Sien? Wat beteken sien? Waarmee sien julle? Ja, met julle oë. So julle moet nou jou oë gebruik. Dit beteken wanneer jy iets moet oordoen. Soos hersien, herinner. Mamma sê altyd, jy moet jou tande gaan borsel, dan beteken dit mamma het vir jou gesê, doen dit, want jy het vergeet. So, mamma moet dit weer herhaal. So, dit is wat dit beteken. Hersiening. So ek is vreeslik jammer, maar hier moet julle al die woorde weer oorluister. Want weet julle wat? Dit maak jou slim. Plus of optel. Hier gaan ons weer. Kan julle dit lees? Asseblief. My stemmetjie is nou al baie moeg. En julle begin seker nou al sê, nie weer nie. Maar toe maar, ek verstaan. Ek was ook 'n kind. So kom ons lees gou vinnig. Maak meer. Altesaam, sit by, meer as, tel op, bymekaar, totaal en som van. Genoeg van wiskunde. Ek dink ons moet wikkel daai lyf, swaai jou arms, spring met jou bene. Dis tyd vir dans.